Dis Millie FM is kos vir oor, daai was die broers met 'n huis toe. En nou is hy baie lekker om die ateljee te verwelkom. Die span van Hoofbeans, die manne wat derde gekom het by die Doringbos potjie kos kompetisie. Baie goeiemôre manne. Môre meneer, gaan dit daar. Ons kuier saam met JP en Chris. Nou vertel my so 'n bietjie meer, julle wat derde gekom het. Vermoed julle daar was dalk daar was dalk 'n bietjie vuilspel geweest? Beslis. Definitief. Ek het gister ook 'n bietjie opgetel. Daar was by die party van die manne is bekommerd. Ja. Nee, kyk, ek het nou al geluister na julle opname van die manne wat eerste gekom het, nê. Daai secret bestanddeel. Ek weet presies wat dit is. So volgende jaar is hulle gaan ietsie moet verander. Solank daai secret ingredient net nie 'n skaap in die boot was nie. Nee, daai is die secrets nie. Hulle ry met die goed in die boots. Hulle wys dit vir almal. So. JB, vertel ons 'n bietjie meer oor julle pot. Wat se pot het julle gebou? So ons het 'n bietjie weer van 'n Tunisian lamb style pot gemaak. So dis maar baie, hoe kan ek sê, jou cumin, koriander based sous met jou eie ingetrek. So met heelwat kool, baie lam, baie skenkels. Daar moet oor genoeg vleis wees. Daar was nie regtig oor nie. Niks. Dit het verdwyn, ja. Dan sê niks daaroor nie, net kom weer conspiracy theories uit. Chris, vertel my, môre is braaidag, klomp manne wat môre ook 'n potjie in mekaar gaan slaan. Wat is die geheim van 'n perfekte pot? Doen jou huiswerk en oefen. Kyk, ek is ook 'n ou wat baie pot maak, hè. Ek kyk maar die manne soos hulle die potte maak. JP is die ou wat die beter antwoord op dit gaan gee. JP, wat is jou geheim in 'n perfekte pot? Ja, luister maar vir jou ouma en oupa hulle. Kyk maar hoe hulle dit gedoen het. En leer maar by die ou mense, hulle weet beter. En natuurlik 'n groot deel van pot maak is hy hitteregulasie. Nou, is jy 'n charcoal man of gebruik jy hout? Ek is verkieslik op die brikette, want dit hou sy hitte meer egalig, waar hout vinnig opspike en weer vinnig afkom. Dit is geneig om iets te brand onder. Dit is net 30 sekondes dan jy ietsie gebrand. Nou, vertel met die hele Doringbos potjie kos kompetisie, hoe was julle ondervinding van die dag? Kyk, dit was nogals baie nice geweest. Kyk, die mense maak die event. Ons het met 'n klomp manne gepraat daar wat ook in die kompetisie was. Jy weet, almal is baie vriendelik. Die eienaar van Doringbos, hy's 'n regte opstandige persoon. Jy weet, ons vra vir hom vragies, hoorie, kan ons hierdie doen? Gaan dit 'n probleem wees as ons hierdie hekkie hierso toemaak? So, en hy sê nee, wat doen julle wat julle wil? En pas op net vir sy boompies, jy weet. Dis maar nie sy boompies omtrap wat hy so pas geplant het nie. Nee, maar ek moet sê die experience was lekker. Die manne wat die musiek gemaak het, al die ouens wat saam die potte gedoen het. Jy weet, dit was eintlik net 'n nice moeëse crowd geweest. JP, die luisteraars wat daaraan dink om volgende jaar deel te neem, sou julle aanraai? Verseker, baie lekker gees, baie lekker mense, lekker gekuier. Rugby was nou nie so veel wat Dit was bietjie hartbrekend geweest, ja. Maar ons het nog steeds 'n baie lekker dag gehad. Nou, môre natuurlik braaidag, het julle twee manne spesiale planne vir die dag? Ja, braai. Ek het nog nie so ver gedink nie. So. Weet nie wanneer nie, maar môre sal ergens gebraai word. Nou, JP, perfek is nou die potjie nie, maar wat is jou geheime bydis wat jy saam met jou braai môre gaan voorberei? Ek hou van 'n aardappelslaai en 'n braaibroodjie. Maar aardappelslaai moet altyd die dag so voor die tyd gemaak word. Yes, hy moet bietjie trek. Hy moet bietjie trek. Dis JP en Chris van span Hoofbeans derde gekom in die Doringbos potjie kos kompetisie. Ja, dis 'n paar tonknopers wat so vinnig deurkom. En ek sê vir julle baie dankie vir julle tyd en geniet die vakansiedag môre en ek hoop julle het 'n fantastiese mens wil amper met vir julle sê 'n fantastiese Vrydag verder, maar ek hoop julle Dinsdag verloop klop Disselboom. Baie dankie. Baie dankie. Dankie dat ons hier kon wees. Bly skakel op 90.7 FM, jy het langer van Park, jou buurt, jou stasie.